A tot Z gebede vir 'n oorvloedige lewe deel 2. B is vir Barnabas. Ken jy die verhaal van Barnabas? Barnabas se verhaal kom voor in Handelinge. Hy was een van die eerste apostels. Op hierdie stadium was daar 'n hele paar mense wat geïnvesteer het in die vroeë kerk. Maar Barnabas word spesifiek uitgelig. In Handelinge 4:37 staan daar: hy het 'n stuk grond gehad en dit verkoop en die geld gebring en aan die voete van die apostels neergelê. 2 hoofstukke voor dit, in Handelinge 2:44 en 45, word daar herhaaldelik genoem dat daar was ander mense wat ook so geïnvesteer het in die vroeë kerk. Maar Barnabas word spesifiek uitgesonder te sê hierdie man het sy hele stuk grond verkoop. So dit laat my wonder, hoe groot was sy investering in die kerk? Dit laat my ook verder dink aan die Abraham seëning. Bless me in order to be a blessing to others. So ek dink ons kan 2 ledig daarvoor bid. Eerste van alles, Here stuur die Barnabas oor ons pad, wat investerings maak in ons, wat van hulle besittings verkoop om vir ons te laat groei. Die tweede van alles, rig my ook op soos 'n Barnabas, dat ek ook kan investerings doen in die kerk. Wat dan as mense met 4-5 miljoen rand in huise, dan gaan hulle huise verkoop en eerder huur om daai geld in die kerk te bring. What a wonderful world would it be. Hier is vir Barshalai. Het jy al ooit van Barshalai gehoor? Sy verhaal is in 2 Samuel 17 vers 27 tot 29. Dawid is op hierdie stadium besig om weg te hardloop vir Absalom, vir sy seun. En terwyl hy sy weghardloop en wegkry, kom Barshalai en hulle gee vir hom een groot vet party terwyl hy weghardloop. Dit is 'n goed soos jy kan 'n partytjie hou in 'n resessie vir al jou werknemers. Dalk is jy ook nou besig om weg te hardloop vir iets. Dalk is jy ook nou in hierdie moeilike omstandighede. Bid vir God om die Barshalais op te rig in jou lewe, sodat mense ook uit hulle pad gaan om jou te bemoedig, jou te bederf en vir jou 'n spesiale TLC-sessie te gee. Dalk is jou besigheid op die stadige kant. Bid vir die Barshalais om op te staan en om bemarking te doen vir jou en om vir jou 'n partytjie te kom gee. Dalk sit jy tussen 2 vure en jy weet nie watter kant toe. Dis so Dawid gevoel het, maar bid vir die Barshalais om vir jou 'n groot partytjie te kom gee. En hulle het werklik 'n baie groot partytjie vir hom kom gee. In vers 28 en 29 verduidelik dit alles wat het hulle gebring. Beddegoed, skoddels, aardegoed, koring, gars, meel, gebraaide koring, bone, lensies, ook gebraai, heuning, dikmelk, kleinvee, kaas en beesmelk. Sjoe, wat 'n shoppinglys met 14 dinge, 14 verskillende seëninge. En op daai stadium was kaas 'n baie spesiale treat gewees. So dit was nie net gewone dinge nie, dis weer eens God wat die beste van die beste ons stuur. Al is ons in die moeilikheid soos wat Dawid was. B is vir my beker loop oor. Wat Dawid gesê. Dit beteken jy gaan nie net genoeg doen. Sê jy het 'n gas uit. Jy gaan nie net genoeg doen om 'n gas uit skool te doen. Jy gaan te veel doen. Jy gaan hulle met dag uit. Kan ons die meer en meer in daai doen? Dit beteken as jy 'n mediese dokter is, gaan jou boek oorvol wees en jy gaan volgeboek wees met 'n waglys. Dit is 'n beker wat hoor. 'n Waglys wat besprekings met maande vooruit volgeboek is en op 'n waglys naby. So dink aan hoe jou beker kan oorloop in jou lewe. Dit beteken dis vrieskaste wat oorvol is, wat jy moet uitdeel vir die bure om te sê, hier's vir jou skaapbout want dit pas nie meer in my vrieskas in. Of hier's vir jou hoender want dit pas nie meer in my vrieskas in. My beker loop oor. Dit is 'n goed soos jou bankbestuurder bel jou en sê, jy moet maar nog 'n rekening oopmaak want ons fasiliteite is nie toegerus om al die nulle te hanteer wat daar in jou bankrekening is. Dit is wat dit beteken met my beker loop oor. Hierdie stukkie staan op Psalm 23 vers 5. Ons is op 'n reis. Ons is op 'n geestelike reis en ons is
En ja, kry jy verskillende fases. Jy kry die fase waar jy net die besluit maak, jy gaan in 'n rugdraai uit op Egipte. Jy gaan vir God soek, jy gaan vir God besoek. En dan kom jy op 'n stadium wat jy in die woestyn is. En in die woestynperiode het jy net genoeg. Maar God wil hê ons moet in die beloofde land inkom. Ons moet in die land inkom wat oorloop van melk en honing. Wat drywe het wat so groot is dat een mens twee mense met een tros drywe dra. Dit is nooit God se intensie gewees om vir ewig in Egipte te wees of vir ewig in die woestyn te wees. Dit is sy intensie vir ons om 'n beloofde land te kry, die hemel op aarde. Dis waarvan Jesus gepraat het van die koninkryk van die hemele. Ek bid op vir geruime tyd, Here, ek wil 'n spaai wees. Die spaais was van Numeri 13. Wys my elke dag een konsep van die beloofde land wat U vir my reg gemaak het en waarvoor ek dan moet bid. Op Instagram volg ek 'n persoon wat sy profiel naam is Lucky Kitchens. Hulle wys die mooiste huise, die mooiste uitsigte, die vakansies. Mag God ook so ons kyk op wakker, op aan wakker word en net weer vir die beloofde land van hy lief en goed vir ons. Laat